Nou ja, ek waarsku nou al 2023 af, as ek nou reg, waarsku ek nou al oor hierdie koop en verkoopstelsel wat kom, wat julle almal onverwags gaan vang, en as jy jou oë uitvee, dan sit jy in hierdie digital ID, Central Bank Digital Currency System, en hulle kan met jou maak net wat jy wil, en dan het jy jou tyd verspeel. Menende, toe is jy nie uit die stelsel uit nie. Jy moet jou gereed maak om uit die stelsel uit te kom. Luister mooi. Gelukkig hier in Suid-Afrika gaan God jou dwing. Hy gaan 'n revolusie in die land inbring en op hierdie en jy sal moet vlug vir jou lewe. So Vader het 'n wonderlike plan met die boerevolk, wat eintlik die Juda, die Sionsvolk is van die Bybel. Is jammer die volk verstaan dit nie. Hulle predikante het hulle nie geleer nie. Soos hulle predikante nie ook vir hulle openbaring leer nie. Met die gevolg is ek en ander mense, ons gewone mense, ons moet nou vir die volk openbaring leer. Want die predikante doen nie hulle werk nie. Dis 'n skande, man. Maar luister mooi. Sky News het 'n berigie uitgebring. Money that can expire. Australia is laying the groundwork for a new financial reality. John McGleon, en dit is dan nou skynews.com.Australia. Hy het hom uitgebring. So, daar is 'n plan om hierdie tokenstelsel, hierdie Central Bank Digital Currency in te bring. Dis maar net getalletjies op papier. Jy sal nie kontant gebruik nie. As jy kontant gebruik, dan is jy 'n misdadiger. Dan gaan hulle jou, dis klaar so in Europa. As jy meer as 1000 euros mee handel dryf, dan is jy 'n terroris. Reg. Nou, in Australië het hulle dieselfde gedoen as in Suid-Afrika. Die verskil is dit in Suid-Afrika het ons nie vreeslike wetgewing om ons te beskerm nie. In die VSA het die individu meer wette wat hulle beskerm, so hulle sukkel nog om dit daar te implementeer. Maar in Australië het hulle 'n wet ingebring en daai klomp volksverteenwoordigers het almal gebuig voor Baal en die wet aanvaar en daarvolgens is daar 'n digital ID. Hier in Suid-Afrika het jy een môre opgestaan, toe hoor jy daar's 'n digital ID. Jy hoor daar's 'n nuwe ID-kaart uit met 'n chip in en whatever en almal moet in die ry gaan staan vir die kaart. En die groen ID-boekie is nou nie meer van toepassing nie. Dit het alles te doen met die B-system. Dit het alles te doen met die Vatikaan, die Jesuïte, die fasistiese stelsel wat inkom. Alles daarmee. En hulle gaan hom doen nadat hulle hierdie land in chaos gedompel het met 'n bloedige revolusie. Dan bring hulle hierdie stelsel in. So, nou sê hy, something is happening to money, not the kind of change you would notice right away. So, hulle gaan, die geld is elektronies. Daar is nie meer fisiese geld nie. En wat dan gaan gebeur is, hierdie geld kan expire. So, as jy dit na 30 dae nie gebruik het nie, wel dan is dit gone. Jy kan dit ook nie spaar nie. Die geld word aan jou ge-issue as 'n Universal Basic Income grant. Jy gaan ook nie meer 'n salaris verdien nie. Dit is full-blown communisme. Dis wat dit is. Almal kry dieselfde Universal Basic Income grant, behalwe natuurlik die elites daarbo. Hulle leef lekker, vreet lekker en word lekker dik. Reg. So, dit is die plan op die tafel. So, nou sê hy, programmable money isn't just a digital version of what you already use. It's money with a logic built in. Money that can be told what to do or what not to do. Money that carries conditions, parameters, instructions. Money that stops being neutral. So, dit is wat ons op pad is. This is money that can be expired. Every permission can be baked into the code. En hierdie geldkode wat hulle vir jou gee. So, as jy buitekant, as jy in Johannesburg die geld ontvang, jy is Johannesburg gebaseer, nou wil jy Kaapstad toe gaan en die Kaap werk die geld nie. Dit is waarmee hulle besig is. So, hierdie ding is reeds ver gevorderd. Alles te doen met die digital ID. Hulle kan dit nie invoer sonder die digital ID nie, hulle kan dit nie invoer sonder die 15-minute cities nie, want hulle moet die ouens bymekaar hê, want hulle soek hierdie 5G torings om alles te hanteer, dan soek hulle die artificial intelligence, alles wat van die Bybel praat in Openbaring 13, en dan soek hulle iets soortgelyk soos 'n Starlink stelsel. Starlink is 'n baie gevaarlike stelsel. Dan kom Palantir nog by, sal nog 'n bietjie praat oor Palantir.
Nou, dis alles Joodse stelsel. Waar Elon Musk hier inpas, weet ek nie. Iewers moet hy 'n Joodse voorouder hê, want Palantir is ontwerp deur die Jood, Pieter Thiel. En ons sien dat hierdie Joodse stelsel wat inkom, hierdie dis Joodse bankiers wat agter hierdie stelsel sit. Dis alles 'n Joodse stelsel, dis 'n kommunistiese stelsel. Dan gaan hulle voort. In Australië het hulle nou 'n nuwe ding ingebring. Kyk, jy sal moet inlog. Jy moet nou inlog op jou digital ID met jou bewys van whatever alles hulle vra. En so registreer jy nou vir jou account. So jy moet 'n nuwe account of 'n ou account of jou ou account moet jy verifieer met jou dokumentasie waar jy bly, jou telefoonrekening, jou digital ID, wat ook al, facial recognition. En dan begin hulle jou trek onder andere op waarheen jy ry en waarheen jy nie ry nie. So kyk gou hierdie video. The E-Safety Commissioner has required from December that all Australians, December 2025, will require an ID to use Apple Maps and Google Maps. So this is real-time tracking and location for you. This is just the start. There is also now anyone over 16 is going to need an ID, which leads into a digital ID to be able to use YouTube or any social media. If you think this is okay, you've got rocks in your head, this is just the beginning. Nou weet ek, daar is altyd mense wat sê, ja, maar ek het geld in die bank, ek het nog my pensioen, ek het nog beleggings, hulle gaan alles vat. Hulle gaan alles vat. Luister mooi. En hulle gaan dit doen op 'n baie skelm manier, en ons sien dit reeds in die Europese Unie. In Maart maand het ons hierdie berigte begin sien. The European Commission wants to boost Europe's economy by redirecting the savings of citizens across the EU towards investment to stay competitive on the global stage. Menende, hulle gaan jou spaargeld vat en dit belê in hulle projekte. Nou dit klink baie bekend, né? Dit klink amper soos ons ANC wat sê dat die pensioenfondse moet belê in regeringsprojekte. Dink jy hulle, né? Ja. Dan sê, as jy nog een, how the EU wants to seize people's lifetime savings and the new case for gold. Goed, en dan gaan dit hierso, Ursula von der Leyen. Nou, Ursula von der Leyen is 'n Jodinnetjie, gemaskerde Jodinnetjie. Sy het nou die dag gesê, sy sê, hulle ondersteun die values of the Talmud. Nou ja, so Europa wat gebaseer is op die Nuwe Testament en Jesus Christus en die Bybel is nou gebaseer op die Talmud. Nou ja, luister mooi, President Ursula von der Leyen's announcement of a planned savings and investment union caused widespread concern. She stated that the EU aims to mobilize people's savings for urgent investments such as infrastructure, climate and, luister mooi, daar's hy, defense. Hulle het nie geld om 'n oorlog teen Rusland te maak nie. Hierdie fiat currency system, hierdie Bretton Woods stelsel wat hulle na 1945 opgerig het, want dit was een van die redes hoekom daar 'n Tweede Wêreldoorlog was, is om 'n nuwe finansiële stelsel. Die Joodse bankiers het agter dit gesit, daar moes 'n nuwe finansiële stelsel kom. Onder andere op die ouende die petrodollar, waaroor ons moet gesels. Maar hierdie is 'n fiat currency. So hulle het 'n stelsel opgerig wat eintlik nie lekker gewerk het nie, en op 'n stadium het hulle afgegaan van die goudstandaard af. Hier in die 70s onder andere die goudstandaard heeltemal eenkant gelos, en toe het hulle begin geld druk sonder dat daar 'n koppeling was aan iets. Letterlik die banke, die groot banke druk geld. Kyk, as ek en jy geld druk by die huis, gaan ons tronk toe. As die Jode geld druk, dan sit honkie dorie, dan is hulle 'n bank. So daar's 'n verskil. Ek moet net verstaan hoe mooi werk dit. Reg. So daai stelsel kan nie hou nie. Sien, die Bybel praat van hom as die Edomitiese stelsel wat in elk geval gaan ineenstort. Hy noem hom die Babyloniese stelsel. So daai stelsel kan nie meer staan nie. Nou, met sy rentestelsel en die maniere waarop hulle hom bestuur het, kan hy nie meer werk nie. So Europa is effektiewelik bankrot. En toe het die VSA nog Nord Stream 1 en 2 opgeblaas, en nou is Europa
ekonomies kan hulle nie meer groei nie, hulle beteken nou niks meer nie. Ek het jou gesê, dis 'n Joodse plan, jy moet deur my ander video's kyk. Hoe dit ook al sê, nou soek hulle nuwe bronne en nuwe plekke. So, en dit gaan baie oor hierdie ding van hierdie oorlog teen Rusland. Rusland is nie die aggressor nie. Europa, Oekraïne, Brittanje, die VSA is die aggressor. En wat nou daar gebeur is, die plan is om Rusland te verslaan in 'n oorlog met die geld van die mense. Nou, my en jou geld. Hulle gaan dit hier in Suid-Afrika ook doen. As jy verduidelik hoe gaan hulle dit hier doen. En dan, met daai gelde, gaan hulle nou baie wapens en ammunisie en whatever maak, hulle dink so. Hulle is eintlik sotte as hulle dink hulle gaan dit regkry, maar whatever. Maar ons het te doen met sotte. So, wat op die ou ende gaan gebeur is, hulle gaan probeer met hierdie oorlog teen die Rusland. En Rusland gaan in elk geval Europa van die tafel afvee. Want hy die missiele om dit te doen. So, as die VSA nie toetree met 'n kernbom of 2 nie, dan sal die Russe reageer met 'n kernbom of 2 op Amerika, wel, dan is hulle min of meer in hulle moere in. So, hulle is besig met hierdie projek. En die projek is eintlik op die ou einde om soveel as moontlik te steel en in te palm, in die proses Europa heeltemal te verwoes tot op die grond, om te oorspoel met islamiete, sodat 'n islamitiese kalifaat word, en dan op die ou einde raak jy so van die blanke ontslaan. Dit is hierdie stryd tussen Esau en Jakob, waar die blanke Jakob se nageslag is, en Esau se nageslag is die Jode, onder andere, die Ismaeliete weet ons, hulle sien die nageslag, daar is die Arabiere. En dit is waarin ons op pad is. Nou wat gaan hulle hier in Suid-Afrika doen? Wel, hier in Suid-Afrika gaan hulle die ekonomie laat val, ons gaan oorgaan na 'n bloedige revolusie, die banke gaan sluit, jy sal nie 'n sent uit die bank uit kry nie, al het jy 100 miljoen daarin, sommige banke sal R50 'n dag uitbetaal, hulle gaan hardloop met die geld. Eskom stort in een, en dan na die tyd, wanneer hierdie buitelandse troepe en buitelandse magte inbeweeg om sogenaamd wet en orde te herstel, en die land verder leeg te steel, wat doen hulle dan? Hulle gaan vir ons sê, wel, ons moet al julle beleggings en pensioenfondse vat, want ons moet nou die land weer oprig, maar moenie worry nie, ons gaan julle 'n universal basic income grant gee. So, jy gaan met jou foon, moenie worry nie, op jou foon sal daar soveel geldjies inkom op 'n maand, dit is geld wat kan expire, jy kan dit ook net hier in Pretoria gebruik, as jy in Pretoria bly, kan nie buitekant Pretoria nie, en jy sal in 'n ry staan vir food parcels, en jou bietjie geld, en ons sal besluit wat jy daarmee koop. En dit is gaan oor die sogenaamde net zero agenda. En ek sal nou 'n video hierby sit dat jy kan verstaan. England, not by high street banks. They would signal the end of cash, and every transaction you make would be transparent and held on a permanent database. Crucially, under a net zero regime, your carbon footprint could be at the heart of the system. We're developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's, where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker